As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel, maar as dit sterf, dra dit baie vrugte. Ons lees Johannes 12 van vers 20 af. Daar was 'n aantal Grieke onder die mense wat gekom het om op die fees te aanbid. Hulle het toe na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus sien." Filippus het dit toe vir Andreas gaan vertel, en toe gaan sê Andreas en Filippus dit weer vir Jesus. Maar Jesus antwoord hulle: "Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Amen, amen, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel, maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Wie sy lewe liefhet, verloor dit, maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, laat hy my volg, en waar ek is, daar sal my diensknegt ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam." Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom: "Ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik." En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Jesus het geantwoord: "Hierdie stem het nie ter wille van my gekom nie, maar ter wille van julle. Nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. En as ek van die wêreld af verhoog word, sal ek almal na my toe trek." Dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. Tot sover. Vandag staan ons stil by 'n besondere gedeelte uit die Johannes Evangelie. Dit is 'n teks wat ons na die hart van Jesus se sending neem. 'n Oomblik waar die dramatiese spanning van sy naderende kruisiging begin opbou, maar ook 'n oomblik waar die volle betekenis van sy verheerliking aan die lig kom. In Johannes 12 vers 20 tot 33 vind ons 'n merkwaardige toneel. Grieke, mense wat nie Jode was nie, wil vir Jesus sien. 'n Gesprek oor die dood van 'n koringkorrel en Jesus se worsteling met sy naderende uur. Op hierdie oomblik verander alles. Johannes verduidelik aan ons dat Jesus se openbare bediening, sy wonderwerke, sy gelykenisse, alles tot 'n einde kom. En dat Jesus se totale fokus verskuif na sy laaste dae voor die kruis. Jesus sê self: "Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam." Om hierdie gedeelte ten volle te verstaan, moet ons eers die konteks verstaan. Jesus het pas triomfantlik Jerusalem binnegekom. Die skare het hom toegejuig as die koning van Israel. Die Fariseërs was ontsteld en het onder mekaar gesê: "Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan." En dan, asof om hierdie woorde te bevestig, kom daar Grieke wat vir Jesus wil sien. Hierdie Grieke was waarskynlik proseliete. Dit is nie Jode wat die Joodse geloof aangeneem het. Hulle verteenwoordig die hele wêreld waarvan die Fariseërs gepraat het. Die Grieke se versoek om Jesus te sien is veel meer as net 'n terloopse belangstelling. Dit verteenwoordig 'n keerpunt in Jesus se bediening. Tot nou toe was sy fokus hoofsaaklik op Israel. Maar hier sien ons die eerste tekens dat sy boodskap weier sal uitkring na die nie-Joodse wêreld toe ook. Jesus se reaksie op hierdie versoek is betekenisvol. In plaas daarvan om dadelik met die Grieke te ontmoet, gebruik hy hierdie geleentheid om 'n dieper waarheid te verkondig. Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Jesus gebruik dan 'n kragtige metafoor, die beeld van 'n koringkorrel. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel, maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Hierdie metafoor bevat 'n paradoks wat sentraal staan in die Christelike geloof. Om te lewe moet ons sterf.
Om vrug te dra, moet ons bereid wees om prysgegee te word. Hierdie beginsel was nie net waar vir Jesus nie, maar is ook waar vir elke gelowige. Die koringkorrel moet in die grond val, sterf, ontkiem, nuwe lewe voortbring. Hierdie proses illustreer perfek wat met Jesus sou gebeur. Sy dood aan die kruis, sy begrafnis, sy opstanding, die vrug van verlossing vir baie. En dit was nie maklik nie. Jesus het hiermee geworstel. Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Een van die mees menslike aspekte van hierdie teks is Jesus se openlike worsteling met wat voorlê. Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Hier sien ons Jesus se menslikheid ten volle tentoongestel. Hy ervaar werklike angs en ontsteltenis oor wat voorlê. Hy weet wat kom. En tog wys hy nie die lydensweg af nie. In plaas daarvan sê hy, Vader, verheerlik U naam. En die Vader se antwoord, God die Vader antwoord Jesus op 'n dramatiese wyse met 'n stem uit die hemel. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Hierdie gebeure herinner aan 2 ander geleenthede in Jesus se bediening, by sy doop en by sy verheerliking op die berg. Die stem bevestig dat God se naam reeds verheerlik is deur Jesus se lewe en bediening en God se naam verder verheerlik sal word deur Jesus se dood en opstanding. Maar hierdie gedeelte praat ook van die oordeel oor die wêreld. Jesus sê, nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. Hoe word die heerser van hierdie wêreld, naamlik die bose, die duiwel uitgedryf? Deur Jesus se kruisdood en opstanding. Hierdie verklaring wys dat die kruis nie net oor verlossing gaan nie, maar ook oor oordeel. Die wêreld se waardes word geoordeel. Satan se mag word gebreek, want Jesus sê dit is volbring. En 'n nuwe orde, 'n nuwe lewe word ingelei. En Jesus sê duidelik dat die kruis nie die einde is nie. En as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Hierdie woorde bevat 'n dubbele betekenis. En as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Dit verwys letterlik na Jesus se kruisiging. Deur die kruis word hy van die grond af opgelig. Dit verwys ook na sy verheerliking tot eer en heerlikheid van God. Die paradoks is dat juis deur sy skynbare vernedering aan die kruis, Jesus verheerlik word en mense na hom toe getrek word. Wat beteken hierdie teks vir ons vandag? Daar is 'n universele uitnodiging of 'n algemene uitnodiging. Die koms van die Grieke herinner ons dat die evangelie vir alle mense bedoel is. Vandag nog soek mense na Jesus en ons het die voorreg en die verantwoordelikheid om hulle na hom te lei. Die koringkorrel beginsel in ons lewens, Jesus se woorde oor die koringkorrel geld natuurlik ook vir ons. Ons moet bereid wees om aan onsself te sterf. Ons moet ons lewens prysgee in diens van God en aan ander. En ons moet vertrou dat God nuwe lewe kan bring uit ons opofferings. Die realiteit van worsteling moet ons ook erken. Jesus se eerlike worsteling gee ons toestemming om ook te worstel met God se wil vir ons lewens. Maar soos Jesus moet ons uiteindelik sê, Vader, verheerlik U naam. En die sekerheid van die oorwinning is ook baie duidelik. Die kruis lyk na 'n nederlaag, maar is in werklikheid 'n oorwinning. Dit herinner ons dat God self deur ons donkerste oomblikke werk om sy doel te bereik. Soos die Grieke destyds, kom ons vandag ook met die versoek. Ons wil Jesus sien. En wat sien ons? Ons sien 'n verlosser wat bereid was om die koringkorrel te wees wat sterf. Geworstel het met God se wil, maar dit ten volle aanvaar het. Die oorwinning behaal het oor sonde en dood. Almal na hom toe trek deur sy kruisdood en opstanding. Mag ons, terwyl ons na hom kyk, ook bereid wees om die koringkorrel beginsel in ons eie lewens toe te pas.
Mag ons bereid wees om te sterf aan onsself, sodat ons werklik kan lewe vir hom. En mag ons vertrou dat God, wat Jesus verheerlik het, ook ons sal gebruik om sy naam te verheerlik. Die paradoks, die teenstelling van die evangelie bly staan. Deur te sterf, bring ons lewe voort. Deur te verloor, wen ons. Deur ons lewens weg te gee, vind ons dit. Dit is die weg van Jesus, en dit is die weg waartoe hy ons roep. Mag hierdie waarheid ons inspireer en uitdaag om Jesus radikaal na te volg, wetende dat die een wat ons roep, self hierdie weg geloop het, en ons nie alleen laat nie. Vader, ons dankie vir die seun, wat bereid was om die koringkorrel te wees, wat gesterf het, sodat ons kan lewe. Help ons om, soos hy, bereid te wees om onsself prys te gee ter wille van u koninkryk. Verheerlik u naam in ons lewens, sodat ander Jesus in ons kan sien. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen van die wesen bly. Amen. Soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan